Ons almal hou mos van nuwe begin, né? Is dit nie so nie? Ons almal hou van 'n nuwe jaar as hy begin. Ons almal hou van 'n nuwe verhouding wat begin. Ons almal hou van 'n nuwe kar, 'n nuwe perd of whatever. Ons almal hou van 'n nuwe ding, né? En as ons begin met die nuwe jaar, dit is almal hierdie nuwejaarsvoorneme. Hierdie jaar gaan ek dit doen en hierdie jaar gaan ek dat doen. Ons het al hierdie by die begin, hierdie mooi dinge wat ons oor hierdie jaar het wat voor lê. Maar dit is nou ongelukkig so, ons maak nie klaar daarmee nie, né? Ons kom nooit by daai nuwejaarsvoornemings uit op die einde nie. Ons begin met vuur vir die nuwe jaar of vir enigiets. Ons begin aan die brand, maar later staan ons in as. Né, is dit nie so nie? Ek kan getuig van my pa, hy was maar 'n rowwe jack gewees en hy het groot geword. My oupa, hulle was nie regtig kerkmense nie en ons het in kerk groot moedergemeentes groot geword, maar daar was nie regtig soos wat ons vandag ken 'n verhouding met die Here nie. Jy het kerk toe gegaan, ons het Sondagskool toe gegaan, ons het gekatkeseer, ons het voorgestel en aangeneem, maar nooit is dit daai insaag, daai diepere insaag wat mens nodig het in jou ingeleer of ingeding is nie, né? Nou, aan die einde van die tyd het my pa so 'n week of wat voor hy 90 word, in 80 jaar, al die harde lewe eintlik gehad. Jy weet, hulle het 'n Engelse van gehad en dit was na die Boereoorlog en die ouens was vreeslik teen hierdie Engelse van in ons familie wat die Laurense is, was ons verskriklik teen hulle gewees, want my oupa was eintlik 'n baie slim man gewees, slimmer as hulle almal saam, en hulle het dit nie van gehou nie, maar nou nog hierdie Engelse van ook nog, en hy trou met my ouma, en nou my pa hulle vertel, toe hulle nou klein chokkertjies was, dan moet hulle op die watertank staan met 'n besemstok, omdat hulle die Engelse van het, moet hulle die duiwel skiet. So, vernederings moes hulle deurgaan deur hulle lewe, so hulle lewe, wat het nie mooi begin nie. Dis wat ek wil sê. Hulle lewe wat het terugslag gehad, hy het op die spoorweë begin werk, en hy het besluit op die spoorweë, verplaas hom Durban toe, en hy sê, nee, dit is nie my wêreld hierdie nie. En hy kom terug, en hy werk vir 'n pakkie sigarette en klere, en hy begin so aan, en hy het aangegaan, maar 'n harde lewe gehad. Hy het eers pakslag gegee, en dan praat hy met 'n ouer as hy iets verkeerd gedoen het, en so het hy in die laaste tyd, toe hy in die 80 jaar oud was, kom hulle by Jesus uit. En hulle albei, my pa en my ma word gedoop, Pastoor Frans het hulle gedoop, toe hulle in die 80 jaar oud was. Daar begin die lewe verander. Né? Hierdie harde lewe, nie lekker lewe, hierdie swaar begin, nie mooi begin nie, begin stadig aan verander. 'n week voor hy 90 is, die aand ons kom, die nag voor hy dood is ons by die hospitaal in Riemland, en hy vertel vir my, hy sê, Vincent, hier was 'n ou gewees, wat vir my kom bid het. Jy het nog nooit so gebed gehoor nie. So bid, en hy wil nie ophou praat oor dit nie. My ma het dink, ons dink is Dominee Okkie. Hy sê, nee, is nie Dominee Okkie nie, Dominee Okkie is sy predikant. Nee, dis nie hy nie. En ons gaan uit nou, by die deur staan die susters wat daar werk is, by die deur. Sy kamer is deur, is net so. Ek en Bonita gaan na hulle toe sê, wie was hier by my pa gewees? Hulle sê, hier was niemand nie. Ek sê, nee, my pa sê, dan was iemand wat vir hom kom bid het. Hulle sê, hier was regtig, van die môre tot nou toe nog niemand nie. Dis net my pa wat in daai stadium in die hospitaal in Riemland gelê het. En so die volgende oggend, toe die nagskof ry, kom klaarmaak en baie sê, toe die dagskof oorvat, toe sy weg. So is sy einde, lyk baie anderster as sy begin. Is dit nie so nie? Waar hy begin het in 'n swaar kry en 'n harde lewe, kom 'n engel van die Here af hom bedien, die laaste nag voor huis toe gaan. En ek vat my lewe, was maar ook 'n moeilike lewe.
as ek hier op die plaas gekom het, was ek partykeer nie by myself nie. My ma het my so hot en haar bietjie paar klappe gegee, en dan sê my dan 'n bord kos gegee, en gesê, eet net, en gaan slaap. En maak nie saak 1 uur, 2, 3 die nag nie. Maar dit was nie 'n mooi lewe wat ek gelei het nie. In 2008, ek kom van Angus Buckingham af, ek's daar die Saterdag aand, ek en 'n oom wat saam my gerei het, en Angus hulle preek hulle hart uit, en Angus sê die 3de dag, Vrydag sê die 3de dag kom God ons besoek. En ek luister wat die ander wat saam is, ons hele gemeentetjie van Frankfurt het gegaan, en almal praat oor die preek, en ek sit daar en ek het niks gehoor wat hulle hoor nie. Ek het ander goed gehoor, en ek besluit toe daar so, man, miskien is hierdie dieper dinge nie vir my nie. En ek sê vir oom, luister, ek ry môreoggend 4 uur, ry ek terug Frankfurt. Die Here praat nie met my nie. Die hoor al die mense wat het hulle gehoor. En Barry, die ons pastoor kom, hy sê, luister, die Here het gesê, die 3de dag kom ons besoek. Ek sê, nee, ek ry terug. Ek kom terug in Frankfurt, Bonita is by Kainos, al die gemeente se vrouens, ons mans was almal daar by Angus, en die vrouens is almal by Kainos, hulle het die dienste daar, al die vrouens het daar by mekaar gekom, en ek gaan bad, en in die badkamer, kom besoek die Here my. My sondes, al die 10 gebooie kom om my kop, en ek besef, ek het almal van hulle gebreek. Daar is nie een wat ek kan sê, hierdie een het ek nie gebreek nie. En sy genade spoel oor my, en hy red my siel daar in die bad. En hoe daar begin my lewe verander, né? Maar dit is nog nie die einde van my stryd nie. En ek ry mense op na die 8de kerkie toe. Hy wit Mercedes vir my wat by die huis staan. 5, 6 vragte mense ry ek op AGS toe. En daar by die AGS is daai ou mense wat al jare in die kerk is. Hulle sê vir my, hoorie Vincent, wie dink jy gaan daai mense tot bekering bring wat jy so hier ander het? Ek dog, ja, ek het nou nie geweet. Ek doen die Here skade om mense aan te ry kerk toe nie. Maar wat? Ek het nie opgehou nie. Ons het gery elke Sondag. En van hulle het gebly, ander het weggegaan. Dis maar hoe dit werk. En baie van daai mense het gebly by daai gemeentetjie, het aangegaan by daai gemeentetjie. Né? Die stryd is daar, die val is daar. Jy word moedeloos, het geval, Jesusie, wat nou doen ek die Here skade aan om mense kerk toe te ry. En word 'n ander gemeente stig. Ek en Bonita is van die grootste stigters van die gemeente, finansiëel en hulp. Ons het nie gaan werk nie, ons was die banke, ek kan sê die banke geskrop, uitgedra, ek nuwe lopers in die gemeentetjie gesit als. En daar so werk die dinge ook nie lekker uit nie. En die Here roep ons verlies toe. En ons kom hierso, sit agter die banke, dien die Here, lekker, en dan kom toe later op die kerkraad, en later toe op die visie, en toe ek visie word, toe is die aanvalle daar. En is daar, en ek en Bonita maak kos vir, elke slag is pastoor vir jaar, maak ons kos, bak koeke vir hom, uit ons sak uit. Ons dien die Here, deur sy gemeente te dien. Is dit nie so nie? En met dit, die ene broer, hy raas met my, ek laat hom nie eerste ingaan nie, vir hom nie eerste roep. As hy is dan saam met my op die kerkraad, hoekom roep ek hom nie eerste in nie, in die gemeente? Jesusie, al sulke goeders. Vra vir hom, maak 'n slaai, asof hy goed bring, in die moeilikheid. Maar het ek opgehou, die Here dien, deur sy gemeente ook te dien? Nee, nooit nie. Later het die aanvalle so erg geraak, dat ek en pastoor en nog iemand uitgegaan het, en ons het aangegaan met die Here dien, en ons het voluit die Here gedien. Daar in Frankfurt, is dit nie so nie. En ons het hier begin bou, en ons dien die Here nog voluit. En ons einde, lyk beter as my begin. Is dit nie so nie? Kan julle sien waar het ek vandaan gekom, na waar ons nou is? Die Here was met ons het nie moed opgehou nie. Nou lees ons in Prediker, ek maak die Bybel oop, net so na 1 of wat, het ek nie geslaap nie, ek lees oop en ek lees in Prediker, en die einde is beter as die begin. Ne? Ek sien in my pa se lewe, sy einde was beter as wat hy begin het. En in my lewe is dit ook op pad soontoe. Maar Paulus sê in 2 Timoteus 4 vers 7,
Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Né? So ons het 'n maat gehad wat saam met ons gewees het, wat die stryd gestry het. Wat deur die vervolgings gegaan het en deur die dinge van die lewe gegaan het. Oom Paulus. En hy het saam met ons net so stryd gehad. God is nie 'n God van begin nie. God is nie 'n God wat na jou begin kyk nie. Jy kan swak begin. Hy is geïnteresseerd hoe jy eindig. As jy jou sondes bely, sê hy is getrou en regverdig om dit te vergewe. Maak nie saak wat jy gedoen het in jou begin. Hy vergewe dit. Hy dink nooit weer daaraan. Nou begin die reis. Daai begin van jou sien hy nie raak nie. Jy's op hierdie pad, op hierdie hardloop, op hierdie wedstreep. Maar sy einde, jou einde is die belangrikste, want dit bepaal waar jy die ewigheid gaan spandeer. Né? Nie jou begin nie. Ons kan begin, ons kan opstaan, ons kan val, ons kan aangaan. Maar jou einde, daai dag, wanneer jy daai wedstreepie, daai lint deursny, dit is wanneer dit bepaal waar jy jou einde, jou res, daar is nie einde nie, dit waar jy vir ewig en ewig gaan bepaal. Baie mense begin goed. Hulle is opgewonde oor die Here. Is dit nie so nie? Net as jy tot bekering kom, jy wil die wêreld omdraai, en alles, dis reg. Hulle bid, en hulle is getrou aan die gemeente, hulle is getrou hier aan hulle vriende, hulle doen wat hulle moet doen, hulle is absoluut uitverkoop aan die Here. Ons het altyd gesê, jy is soos 'n boel in 'n China shop, partykeer maak jy dalk skade, wat jy mense probeer evangeliseer, jy evangeliseer verkeerd, en jaag dalk mense weg, maar dit brand in jou, in daai begin, is dit nie so nie, maar na ruk, dan kom die probleme, jy weet, die ou gee vir jou 'n lip, kan jy sê, of hy trek sy kuite styf vir jou, en die teleurstellings wat ons het aan mense, ja, mense wat jou teleurstel, dit kom als op jou pad, die lewe raak swaar, wat dan? Stadig, maar seker, begin jy die handdoek ingooi, op hierdie wedren wat ons hardloop. Jy het mooi begin, mense, dis mooi as 'n jong mens, of 'n mens die eerste keer die Here begin dien, hulle is opgewonde, hulle wil alles doen, hulle wil die wêreld omdraai, maar dan kom al hierdie dinge wat saam met dit gepaard gaan, en hulle sien nie kans altyd daarvoor nie. Hulle het kragtig begin trek, wat ek nou vir die Egiptenare, en die Israeliete, is nou 'n voorbeeld uit die Bybel uit. Die Israeliete trek magtig en kragtig uit Egipte uit. Hulle sien die Rooi See kloof. Hulle hoor die stem by die berg toe die Here praat, hulle sê soos donderslae, en hulle sê vir Moses, nee, gaan praat jy. En hulle hoor dit alles. Hulle sien die vuurkolom. Ek weet nie of julle woestyn ken nie, woestyn is die nag baie koud, en die dag baie warm. Die nag as dit baie koud is daar 'n vuurkolom, om hulle warm te hou. Nee? In die dag wanneer daai hitte van 'n woestyn kom, is daar 'n wolk oor hulle. Hulle beweeg in die koelte. Hulle sien, hier staan 'n rots, en hier kom water uit die rots uit vir hulle. En hulle, ek weet nie regtig hoeveel mense daar was nie, party sê 4 miljoen, ander sê 600,000, ek het nog nooit op 'n regte getal gekom nie, maar soveel mense, en hulle diere, drink van die water na die rotsrot nie leeg nie. Nou, die mense sien dit, maar van al die mense, het net 2 die beloofde land ingegaan. Die ander het moed opgegee. Hulle het nie saamgetrek nie, hulle het moed opgegee, en ek dink hierdie 2 ouens voel, maar soos ons ook party daar voel. Waarna toe lei jy ons? Ek soek dit, ek soek dat. Joshua en Caleb. Hulle het maar moeilik gehad, hulle het maar seker vervolging onder die mense gehad, en Moses hulle. Ons weet dat Moses was daar moedeloos met die ouens. Hy het gesê, God, hier is 'n hardnekkige volk, en hulle nekke is hard. Maar die mense het nooit moed opgegee nie. Hulle het gestry die goeie stryd.
Hulle het gehardloop en nie moeg geword nie. Hulle het aan hierdie stryd die vervolgings gevat, beledigings van hulle, wat hulle gehad het, maar op hulle, maar hulle einde was ver beter as hulle begin. Kom uit slawerny uit Egipte uit, dis waar hulle begin het. Hulle eindig in 'n land, 'n beloofde land, vol melk en honing. Trosse drywe wat 2 mense moet aandra, is vir hulle. Hulle gaan hy beloofde land in. Hulle begin het nie so goed gelyk nie. Maar hulle einde was baie goed gewees. Hulle het volhard in die geloof. Paulus gebruik 2 beelde in hierdie stukkie wat ons gelees het. Eerstens sê, jy stry, ons stry teen sonde en versoekings. Né? Dis 'n stryd, mense. Die dinge kom op jou pad, jy moet stry teen dit. Dis 'n stryd. Paulus sê, hy het gestry. Né? Jy stry teen vervolging. Mense vervolg jou, mense beskinder jou, mense doen enige ding met jou. Maar jy stry daarteen. Moedeloosheid. En hoe moet ons dit moedeloos word ons nie altyd nie, né? Ek meen, ek en Bonita sit nou die oggend, was dit vroeg in die oggend toe ons opgestaan het. Sê, dit voel of ons hierdie evangelie waar moet sleep. Almal is op die waar, niemand sleep saam nie. Almal staan met sweep en ons daar wiks daarvoor, maar niemand sleep saam nie. Ons sleep en ons sleep en ons, maar ons het hierdie moed nie verloor nie. Die Here het vir ons gesê, daar wag vir ons 'n beloning, 'n beloofde land. Ons moet hierdie moedeloosheid nie los nie. Let op wat Paulus sê, dis 'n goeie stryd. Né? Dis 'n goeie stryd, die stryd wat hom gekry. Met ander woorde, dit was nie vol moeite nie. Hy het gestry. Hy het hierdie stryd gestry, en dit was 'n goeie stryd vir hom. Hy sê met die wedloop, ek het hierdie wedloop voltooi. Mense, hierdie wedloop van om 'n Christen te wees, is nie 'n 100 meter nie, vir 50 meter sprint nie. Jy trek hier weg en daar oor die motorhek is jy klaar nie. Dis 'n cross country, 'n rowwe stryd. Jy gaan deur riviere, jy gaan oor bulte, oor berge en dale, en oralster is my God. Dis waar jy gaan, dis waar jou stryd lê. Hierdie wedloop is nie maklik nie. Dit verg uithou vermoë. Né? Wie bietjie landloop gehardloop? Né? Dit is 'n moeilike ding. Ons in die army het altyd maar gestoei. Weet jy, is mos klomp oukies wat saam in 'n bungalow is, en dan iewers skielik dan begin die weet mos nou maar die stertvere rooi raak of whatever, dan begin ons mos nou maar bietjie stoei om tyd om te kry, en dis mos hurry up and wait, en dan begin ons stoei. En ek het altyd teen so 'n ander oukie gestoei, en hy was verskriklik sterk. Hy was korter as ek, maar verskriklik sterk. Maar ek het, jy weet, jy stoei, jy hou hom vas, en nou wil jy maar opgee, want die ou is sterk, kyk, hy gooi rond 'n bond. Maar, en ek weet in sy kop, dink hy ook maar om op te hou. En in sy kop kry hy net so swaar soos ek. Dan het ek altyd gesê, ek moet hom net langer hou, laat hy eers opgee. En dan hou ek hom en ek hang aan hom en ek druk hom en ek doen enige ding, tot hy na hom tap. So dit gaan uithou vermoë, wat dit uithou, op die ou en daai voel net soos jy wil ook opgee, maar jy moet net bietjie aanhou, 'n bietjie meer aanhou, as wat die vyand vir jou gee. Hy gee, hy moet eers ophou. Dissipline, dit verg dissipline. Jy moet oefen vir hierdie stryd. Landlopers, hier koskrant die ouens, hulle oefen, hulle dissipline. Gaan maar Johannesburg, vroeg in die oggend, sien jy gaan hy fiets die paaie af. Dan oefen hulle vir Joburg to see, wat hulle hier verby Frankfurt altyd gaan. Hulle oefen, jy kan maar Johannesburg ry oralster. 3 uur, 4 uur nag, en sien jy gaan die fietsen, oefen hulle. Dit vat dissipline. Dit vat dissipline om daai tyd op te staan, om te gaan oefen, om te gaan fietsry, om swaar te kry. Is dit nie so nie? Dissipline en disipel, dieselfde basiese woord. Jy kan nie 'n disipel wees, en nie dissipline hê. Dissipline, disipel, loop hand aan hand. Jy moet gefokus wees, op die eindstreep. Jy moet gefokus wees. Dis nie die vinnigste een wat altyd wen nie.
Hoe vinnig jy wegtrek, sê nie hoe jou einde gaan wees nie, maar jy moet aanhou en klaarmaak. Met al die stryd. Die derde een wat hy noem in die versie is, bewaar jou geloof. Ek het my geloof behou. Dit is die belangrikste deel in hierdie stryd, om jou geloof te behou. Jy kan maar jou geld verloor, jy kan maar jou vriendekring verloor, jy kan maar geleenthede verloor, maar jy mag nooit jou geloof verloor nie. Jou geloof is die een wat jou dryf, wat jou dra deur hierdie moeilike tye. Want jou geloof is dit wat jou verbind aan God. Geloof dra jou deur hierdie stryd. Geloof bring jou tot aan die einde van jou wedloop. Die krag van geloof, die krag van 'n beter einde, is jy mag sterk begin het, maar 'n nog sterker eindig. Jy kan swak begin en sterk eindig. Dit is die krag van 'n beter einde. Dit maak nie saak hoe jy begin het nie. Dit sê vir ons hoe jy eindig. Jy mag val, maar weer opstaan en weer opstaan. Die Bybel sê 'n regverdige val, maar hy staan op. 'n Ons God wat ons dien, is 'n God van opstaan, van weer begin. Hy is nie van 'n God van 'n ou wat lê nie. Die Bybel sê God is nie een van dooies nie, hy is van lewendes. Een wat opstaan, wat beweeg. God herstel ons om hy einde te kan bereik. Jou einde wat jy het, jou begin en jy val, Jou val identifiseer nie wie jy is nie. Om te sê Piet het geval met dit identifiseer hom by die wêreldse mense, Piet het nou weer gesyp of Piet het nou weer dit gedoen. Dit identifiseer hom by wêreldse mense, maar die opstaan identifiseer jou by God. Jy's 'n wenner. Hy staan by jou, hy help jou. Hy kyk nie na jy val nie. Hy kyk na jy opstaan. Menigte male val ons. Is dit nie so nie? Daar's nie een in die saal wat gesê het, of een in die wêreld sê het nie geval nie. Selfs Paulus. Maar hy het opgestaan en opgestaan en opgestaan. Hoe kry ek 'n beter einde in my lewe? Hou aan, al is dit moeilik. Druk deur. Toe ek 32 jaar oud was, toe ek alles verloor het, sê my pa vir my, luister, jy's jonk, jy kan weer voorbegin. Geen simpatie met alles wat ek verloor het nie. Hy sê, trek jou vinger en begin voor, begin weer oor. Jy's jong genoeg, gaan aan, begin. Jy moet nie terugdraai nie, moet nie opgee en terugdraai nie. Baie mense, as hulle moeilike stryd kry, dan onthou hulle in hulle agterkoppe toe hulle gelukkig was. Daar in die kroeg, of daar langs daai pypie wat hulle rook, en dan gaan hulle terug soontoe. Moenie daai tou opgooi nie. Hou aan, stryd daai goeie stryd. Bly naby aan God, bid. Bid sonder ophou, lees die woord van die Here. En bly in sy teenwoordigheid. Mense, ek ervaar God se teenwoordigheid, die Heilige Gees, elke keer as ek lees. Partykeer sê mense, ja, dit is nou gewoonte so. Dis jou probleem, jy lê dalk onder. Staan op. Die Here is hier, hy wil vir jou iets doen. Maar jy lê dalk, staan op. Keer terug na die Here toe, beweeg. Staan op as jy val. Okay. Jy kan nie lê nie, nooit nie. Fokus op die eindstreep. Dis waar ons fokus moet wees. Nie om die situasies rondom jou. As jy die 100 meter begin hardloop, van die laaste eindstryd, as jy 400 hardloop of 2 keer om die baan, 800 2 keer om die baan, dan hardloop jy kyk vir die baan waar hardloop jy, en as jy die laaste pylvlak maak, dan kyk jy nie meer wie's agter jou, of wie's voor jou nie. Jou oë is op hy streepie daarvoor, op hy lint. En dis al waar jy fokus. Fokus op die eindstreep, die doel wat ons daarvoor het, waarna toe ons gaan. En hardloop daarvoor, fokus daarop, en moenie slap lê nie. Paulus
het nooit gesê van sy einde van sy lewe, luister, ek het 'n mooi wegspring gehad nie. Hy het nie. Hy was daar toe Stefanus gestenig is. Hy het die ouens se klere opgepas wat Stefanus, die eerste martelaar van Christus, doodgegooi is met klippe. Het hy die ouens wat dit doen se klere opgepas. Hy het briewe gekry van dorp na dorp gery, Christene gearresteer, hulle weggesleep in tronke. Dink julle dis 'n mooi begin vir 'n Christen? Ja. Dink jy wat het die mense vir hom gesê nadat hy Damaskus ondervinding gehad het? Nee, hy het hom baie daarteen gepraat. Hy het nie gesê ek het nooit geval nie. Hy het nooit gesê ek het nie teëspoed gehad nie. Hy het nooit gesê dit was nie moeilik nie. Dit was vir hom moeilik. Hy was oralste in die tronke gewees, toegesluit en alles, maar hy het nooit sy fokus op die wenstreep gelos nie. Hy het geweet, een van die dae sê daar, en jy weet wat die Here sê in Openbaring, hy sê vir die apostels, toe hulle vir hom vra, wat gaan van hulle word, wat als opgegee het vir die evangelie, sê Jesus vir hom, daar is 12 trone vir julle. Nee. Wat 'n eindstreep het hy gesien? Dat hy op 'n troon gaan sit, saam met Jesus. Nee? As 12 trone vir die 12 apostels, hy gaan op een van hulle sit. Is dit reg? Wonderlik. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. 'n Stryd wat jy vir die Here stry, is altyd 'n goeie stryd. Nie 'n stryd wat jy onder mekaar stry nie, 'n goeie stryd vir die Here. Hy het hierdie wedloop voltooi. Toe hy sy kop op die blok sit, toe hy sy kop afkap by die dag, het hy geweet, ek het hier stryd gestry. Ek is nou by die wenstreep. Wie geloof in Christus bou. Julle weet dat Jakobus, toe hy onthoof is, dat die ou wat hom onthoof het, toe hy klaar Jakobus se hoof afgekap het, toe hy ook daar gaan lê, hy sê, hy wil hierdie ou se God dien. Hy het sy kop ook afgekap. Ja, dis die geskiedenisboeke wat dit sê, nie Bybel. Maar hy het ook sy kop op die blok gesit, na Jakobus se kop. Dit is wat die eindstryd doen. Jy kom by 'n plek, waar ander mense se dinge nie saak maak nie. 'n Kind van die Here is moeilik om dit nie te maak nie. Want jy het die Heilige Gees. Elke slag as jy val, is daar 'n stemmetjie in jou wat sê, broer, suster, Vincent, Piet, Klaas, jy het verkeerd gemaak. Nou, jy het verkeerd opgetree. En die vrees vir die Here is daar, om jou te laat buig en sê, Here, ek is jammer, oor wat ek gedoen het. Jy het opgestaan in die lewe. Is dit nie so nie? Moenie bly lê, want die stemmetjie van die Heilige Gees raak later stil. En jy hoor hom nie meer nie. En die vrees van die Here verdwyn. En jy gee nie meer om as jy lê nie. Dis vir jou maar alright. Maar daar wag vir ons 'n beloning. Wat hy ook sê, 'n onverwelklike kroon wat vir ons wag. En dan wil ek net 'n stukkie lees. Dis wat ook Paulus geskryf het in 1 Korintiërs 9, vanaf vers 24, wat ek net kry. Weet julle nie dat die wat op 'n baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nog altyd om 'n verskriklike krans te ontvang, 'n onverwelklike krans te ontvang, maar ons is onverwelklik. Hy sê jy hardloop, en jy sê soos 'n bokser, wat boks in die lug en nie weet waarna toe jy boks. Hy sê hardloop, daar wag vir ons 'n troon, 'n krans, die dag is ons die eindstreep oorhaal. Né? Nou, as ons nou vir mekaar vra in die lewe van vandag, waar is jy? Staan jy? Of het jy geval? Né? Mense, maak seker in hierdie deeltjie van die aarde, terwyl ons die kant van die wenstreep is, dat ons staan en opstaan. God is hier
En hy is daar om enige een wat geval het, te wil en sal optel, waar hy ook al is. Maar dit vat baie keer 'n knieg wat wil buig voor hom, om te sê, Here, hier is ek. Ek het nou al soveelste keer geval. Ek het soveelste keer geoortree. En ek beloof vir julle, daai dag in my badkamer het ek my sondes gesien. En dit was nie bietjie nie. Dit was nie bietjie nie. Dit was baie. Here het dit weggewas, het my opgetel. En ek is nie skaam daaroor. Ja, die wêreld, jy weet, kan ek sê, die mense wat jou aan jou verlede herinner, dis maar die duiwel, né? Dis die duiwel wat jou herinner aan jou verlede. Die Here wys jou na die toekoms toe. Staan op, daar's 'n wenstreep, aan die kant, wag daar vir jou kroon. Moenie bly lê nie, moenie jou steur aan jou verlede nie. God het dit vergewe, hy het dit afgeskryf, hy het dit weggewas. Wie is die mens wat dit moet noem? Né? Is dit nie so nie? Laat die mense sê wat hulle wil. Wat hulle beskinder en sleg sê wat hulle wil. Ons weet, ons het 'n God aan die ander kant van hy streep wat vir ons met ope arm staan en wag. En hy wag vir ons. Moenie laat stories of wat jou agterhou nie. Die Here is daar en hy is lief vir ons. Amen. Dankie, Here.